Môre, ek hoop jy het 'n wonderlike week gehad. En ek weet julle is opgewonde, want dit is lang naweek en is amper vakansie. Maar kom ons maak ons oortoe en dan bid ons saam. Papa God, dankie vir u liefde. Dankie dat u groot en goed is en dat u ons elke dag in u hand vashou. Amen. Het iemand julle al ooit teleurgestel? Ja, hulle het gesê julle kan gaan rugby kyk of gaan fliek en jy is so opgewonde. En dan gaan kyk julle nie rugby nie. Of julle gaan fliek nie. En dan is jy teleurgestel. Mense stel ons teleur. En weet julle wat's baie hartseer? Baie keer dan dink ons God is soos 'n mens wat ons teleurstel. Ek lees die storie van 'n tannie wat vertel van haar 5-jarige seentjie moes 'n operasie gekry het. 'n 4 uur lange operasie. Sy was baie bang, hy was baie bang en sy het baie gebid vir hierdie operasie dat dit moet goed gaan. En sy vertel eendag toe sy bid, toe sit of sy ervaar of die Here vir sê, maar vra my dat hy nie nodig het vir die operasie nie. En sy sê toe bid sy en sy vra Here, help dat dit nie nodig is vir die operasie nie. Maar sy sê sy het nie regtig geglo dat dit gaan gebeur nie. Die volgende dag toe hulle by die hospitaal kom, toe sy haar man saam met haar seentjie na die teater toe en hy het buite gewag en sy het gou gaan koffie kry. En sy vertel sy het net haar koffie gekry toe lei haar foon en is haar man. En toe sê die dokter wou gou met ons praat. En sy sê sy het so koud geword want haar man is self 'n chirurg en sy het geweet as hy uit die teater uit gaan om iemand te bel, dan daar iets gebeur. En sy het geskrik en hy het dadelik vir haar gesê, jy hoef nie bang te wees nie, is goeie nuus. Toe sê die dokter vir hulle, maar toe die seentjie die kamera sluk om hulle net finaal te kyk waar hulle moet opereer, toe staan niks fout nie. Toe sy heeltemal reg, hy is heeltemal genees en is nie nodig vir die operasie nie. Sy vertel hoe sy dit eers nie kon glo nie. En toe besef het, maar God het haar gebed verhoor. En sy vertel terwyl sy so terugstap na die teater toe, om na haar seentjie toe te gaan, toe sê die Here vir haar, ek is nie 'n mens nie. Jy kan my vertrou. Maar as jy bid, moet jy verwag dat ek jou gaan antwoord. En in Jakobus 5 vers 16 lees ons, die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. God wil ons gebede verhoor. Maar weet julle wat? Baie keer verwag ons nie dat die Here ons gebede gaan verhoor nie. Of glo ons nie, hy kan ons gebede verhoor nie. Ek en jy moet onthou, God is nie 'n mens nie. En ons moet as ons bid verwag en glo dat hy kan doen wat ons vir hom vra. Kom ons maak gou ons oë toe. En terwyl jy so met jou oë toe sit, dink gou na een ding wat jy vir die Here wil vra. Wat jy regtig wil hê hy jou mee moet help of wat hy vir jou moet doen. En dan vra jy dit vir hom. En dan glo jy dit gaan gebeur. Here, as ons bid, wil ons U vertrou, want U is God en nie 'n mens nie. Amen. Ek wil hê dat julle hierdie week elke dag vir die Here een dingetjie sal vra en dan sal glo en verwag dat dit gaan gebeur. Dit was lekker om saam met julle te kuier en ek hoop julle het sommer 'n wonderlike week en dat ons julle volgende Sondag almal 9:00 in ons kruiskiets wil sien. Lief vir julle.